Vader, wat 'n voorreg om saam te kan wees as medegelowiges en ons kom saam in die naam van Christus. En uit die diepste van ons harte uit, Vader, wil ons hoor wat U vanaand te sê het. En ons wil U kom eer deur die liedere wat ons gesing het, as ook die woord wat ons vanaand verkondig. Maar Vader, as hierdie woord net woorde is wat val op droë grond, Vader, dan verander dit nie die hart nie. My gebed is dan deur U Gees, dat die Gees dit lewende water sal gee. U is tog die een wat dit maak groei. Vader, dankie. Dankie vir die offergawes en dankie dat U finansiëel voorsien vir die kerk. En dankie dat U ons vooruitgaan en U vir ons geestelik voorsien. U is vir ons genoeg. Mag ons met alles in ons vanaand uitroep. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle is welkom, julle sitplekke te neem. Dankie vir die musiek. En die sonneskool kan uitgaan. Daar is hy. Ek het nie 'n spesifieke skrifgedeelte vir vanaand nie. Ek het geselekteerde skrif, juis omdat ek glo dit 'n breedvoerige tema is. So ons sal na verskillende skrifgedeeltes kyk om te kyk wat dit beteken om vrugte van die vrees te hê. Nou dit klink al vreemd om te sê dat jy vrugte van vrees kan kry. Wat se vrugte kan vrees nou kweek in 'n gelowige se lewe? Maar julle sal onthou dalk die laaste paar weke, en miskien het jy dit nie gekyk nie, dit sou dalk goed wees as jy dit sou kan gaan kyk op YouTube of Facebook. Maar ons het gesê dat, ons het gesien dat daar twee vorme van vrees na vore kom binne die Bybel. Die een vorm van vrees is 'n knegvrees of 'n slaafvrees. Is 'n vrees wat 'n slaaf het vir sy meester, wat sy meester kan hom leed aan doen, sy meester kan hom straf, sy meester kan enigiets doen. Dit is 'n vrees wat jou sit in veg of vries of vlug. Dis 'n vrees van die reaksie van die sentrale senuweestelsel. Immigrasie doen dit ook, nee. Immigrasie doen dit, of as jy gekonfronteer word met krisisse, veg of vlug of vries jy. Dit is 'n slegte vorm van vrees. Dit is die vrees wat die Israeliete gekry het by die berg Sinaï, toe God op die berg was en hy die 10 gebooie gegee, geskrywe op die kliptablette. Dis 'n vrees wat hulle wou wegdryf van die Here. Die Bybel roep ons nie om daai vrees te hê nie. Want hy sê daar is geen veroordeling in die wat in hom is nie. Ons is nou in Jesus Christus, daarom ervaar ons nie meer daai vrees van die Here nie. Ons ervaar nie meer die toring van die Here nie. Dit beteken nie dat die Here nie toring het nie. Daar gaan toring uitgegiet word oor die sondaar, nee, die dag van oordeel. Maar die wie in Christus is, kry nie daai toring nie. Ons is nie by Sinaï nie, ons is by Sion, praat Hebreërs 12. Sion is 'n berg van vrede, die berg van genade. En omdat Jesus Christus tussen ons en God staan, beteken dit ons kan nou met vrymoedigheid na God toe gaan. Iemand moes my prys betaal vir sonde. Ek kon dit nie betaal nie, want dan moes ek met my lewe betaal. Wie het dit betaal? Ons Here Jesus. Ons Here Jesus het dit betaal. En daarom het Here Jesus die toring gevat, hy het dit gedrink, hy het die toring van God gedrink, die oordeel en die straf is gedrink, en ek staan nou voor die Here met vrymoedigheid. Maar hierdie vrymoedigheid beteken nie dat God nie nog steeds God is nie. God is nog steeds, soos Hebreërs 12:29 sê, 'n verterende vuur. Hy is nog steeds almagtig, hy is nog steeds kragtig. Hy is groot, hy is heilig. En ons speel nie rond met vuur nie. So, die Bybel praat dan van 'n gesonde vrees. Hy roep die gelowige om 'n gesonde vrees te hê teenoor die Here. Dit is 'n filiale vrees of 'n kinderlike vrees. Dit is 'n vrees wat 'n kind het teenoor sy pa gewoonlik of sy ma, die een wat die dissipline toepas in die huis. Al twee ouers. Die kind het hierdie vrees teenoor sy ouer, nie net wanneer daar dissipline toegepas word nie, nie net wanneer daar tug toegepas word nie, maar oor die algeheel. 'n kind is veronderstel om respek te hê teenoor sy pa. Ontzag, sê die Afrikaans. Ontzag gesê, ek dink baie van my pa, ek dink baie van my ma, dat hulle is nie my chommies nie, ek het respek vir hulle, ek luister vir hulle. Ja, daar is liefde. Daar is verseker liefde. En dis waarna toe die Bybel ons oproep, hierdie bewondering van God, hierdie respekvolle vrees. En dit is om groot gedagtes van God te dink.
Om nie God af te bring van sy troon af en sê God is gelykstaande aan mens nie. Teenoor die profete sê nog ons vir ons die grootste fout wat ons kan maak is om te dink dat God soos ons is. Hy is nie. Hy is baie verre groter. En ons is veronderstel om hierdie onsag, hierdie respekvolle, eerbiedige hart te hê teenoor God. Ons moet groot dink van hom. En dit is nodig, want dit gee ons perspektief. Dit sit God op sy troon en ons besef hoe groot en heilig en almagtig en soewerein God is. Dit hou my op my knieë want ek besef die uiterste respek wat ek moet hê teenoor die Here, teenoor sy woord. En derdens, dit leer my iets van aanbidding. Dit leer my iets van sy kerk. Dit leer my hoe om die Here te nader. Dit is wat ons die laaste paar weke gesien het, 'n opsommingkie. Nou wanneer 'n gelowige hierdie respekvolle vrees het, hierdie hoogagting van God, dan kweek dit sekere vrugte in jou, goeie vrugte. Dit kweek goeie vrugte in die gelowige. Nou ek het so 7 vrugte wat ek met julle wil deel, en julle sal sien daar staan deel 3. Ek dink dalk volgende week gaan dit deel 3.1 wees, want ek dink nie ek gaan deur al 7 gaan nie. Weens tyd nou natuurlik. So ek gaan die eerste 3 vanaand bespreek, en ek dink dit is nodig om nie oor dit sommer net, of deur dit te jaag nie. Want die eerste 3 dink ek het 'n groot impak in die gelowige se lewe. So, ek gaan hierdie 3 bespreek, en die eerste een, ek dink een van die vrugte wat hierdie gesonde vrees in die gelowige kweek, is dat hierdie vrees is die fondasie van wysheid en kennis. Dis 'n fondasie van wysheid en kennis. Hoor wat sê Spreuke 1 vers 7. Vrees vir die Here is die begin van kennis. Spreuke 9:10. Die begin van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. Hoor wat sê Psalm 111. Ek het hom op die volgende skryf. Die vrees van die Here is die begin van die wysheid. Almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. So die vrees van die Here is die begin van die wysheid. Nou, waar begin wysheid? By die vrees van die Here. Daai woordjie begin, die woordjie wys nie dat dit net 'n beginpunt is nie. Dis nie net 'n beginpunt. As ons sê, goed, ons het klomp werk, wel goed, kom ons begin. Dis nie net 'n begin nie. Hy sê dit is die begin. Sonder vrees van die Here sal jy nie wysheid van die Here kan kry nie. Jy sal nie. As jy 'n bouer is en jy moet 'n huis bou, en dan gaan die ou gaan jou vra, waar gaan jy begin, meneer bouer? Dan gaan jy vir sê, ek gaan begin waar elke gebou moet begin. En waar is dit, meneer bouer? Op die fondasie. Nie aan 'n plek nie, op die fondasie. Wysheid word gebou op die fondasie. En wat is die fondasie? Groot gedagtes, ontzag, 'n bewondering, ons God sonder perke. Dit is waar wysheid begin. Dit begin daar. Dis nie net 'n begin nie. Jy kan nie wysheid kry as daar nie 'n gesonde vrees van die Here is nie. Ek weet, die wêreld meet wysheid aan ander goed. Die wêreld meet wysheid aan diplomas, dit meet dit aan grade, dit meet dit aan ervaring. En dis reg, die wysheid van die wêreld meet selfs 'n wysheid aan hoe finansiëel suksesvol jy is, en sê hierdie man is so finansiëel suksesvol, hy's 'n wyse man. Dis reg, dis wysheid van die wêreld. Verseker. Hierdie wysheid is nie daai wysheid nie. Dis nie van hoe God is nie besorgd oor hoe vol jou bankrekening is nie. God is nie besorgd oor hoe sterk jou besigheid is nie. Hy is besorgd oor die hart. En die wysheid van God het te maak met die hart, nie met die bankrekening nie. Hierdie wysheid kom net as daar vrees is van die Here. En dit is die eerste stap. Dit is die beginsel. Inteendeel, baie Afrikaanse vertalings sê dit is die beginsel van wysheid. Vrees is die beginsel van wysheid. Dit is 'n voordeur. Daar is nie 'n ander ingang in wysheid in nie. Wysheid word in die Bybel beskryf as 'n vrou. Gee vroulike eienskappe. Dit sê nie alle vrouens is wys en mans is nie wys nie, dit is wat dit sê nie. Ek sê net, wysheid word beskryf as 'n vrou. Die enigste ingang tot haar is deur die vrees van die Here. Dit is wat dit sê. Jy gaan nie goddelike wysheid hê as daar nie 'n gesonde vrees is vir God nie. As daar nie hoë gedagtes is van hom nie. As daar nie verwondering is nie. As daar nie ontzag is nie. Iemand kan die beste teoloog wees, hy kan 'n professor wees,
in die veld van teologie, hy kan die beste prediker wees, maar hy kan nog steeds sonder wysheid leef, as hy nie 'n vrees het nie. Kennis alleen, julle sal weet, net so goed soos ek, kennis alleen verander nie 'n mens nie. Selfs die demone het kennis van ons Here, sê Jakobus, né? Die demone weet en hulle sidder, hulle het 'n ander tipe vrees. Kennis beteken nie jy het onsag vir die Here nie. Die vraag is nie hoeveel jy van God weet nie, alhoewel kennis van God belangrik is, kennis van God is belangrik. Die vraag is, lewe jy met hierdie kennis van God, voor God, met ontzag? Die Engels praat van reverence and awe. Lewe jy met dit? Lewe jy dat jy, ek weet wie hierdie God is wie ek kan bid. Ek weet. Michael Reeves skryf dit mooi in sy stelling oor vrees van die Here. Hy sê, ek het hom veel op beskryf, without the fear of the Lord, we may know about God, but we will never truly know him. Sonder die vrees van die Here mag ons dalk baie van God weet, maar ons sal hom nooit werklik kan ken nie. Daai kennis 'n verhouding ken. Nee, en ons sien dit baie keer. Ons sien baie keer hoe mense in die kerk groot word, hulle ken die geloofsbelydenis, hulle het belydenis van geloof afgelê, hulle doen al die routines wat 'n Christen moet doen, en loop die proses, en dis goed daai goeters, dis goed, ek sê nie, is nie belangrik nie, is goed, want dit lê vir jou 'n goeie kennis van fondasie, maar daai kennis kan nie net kennis bly nie, dit moet oorspoel in die hart, en dit moet toegepas word. Dink aan dit in terme van 'n kompas. Ek wil jy het 'n kompas. Solank as daai kompas reg ingestel is op ware noord, dan kan daar maar miskom, daar kan maar enigiets kom, jy gaan heeltyd ware noord loop. Jy gaan reguit loop. Maak nie saak wat voor jou aangaan nie, maak nie saak hoe baie jy kan sing nie, maak nie saak hoe dig die mis is nie. Jy gaan jou pad kan vind. Maar as daai kompas met 'n paar grade, net 'n paar, 2 of 3 grade bietjie uitgestel is, en hy's nie op ware noord nie, hy's nou op magnetiese noord, nee. Graad 4, onthou julle. As hy bietjie uitgestel is, en jy begin nou jou pad stap, waar gaan jy eindig oor 'n paar dae? Kilometers van jou destinasie. Kilometers. Die woord is die kompas, nee, die Heilige Gees lei ons in die regte pad, deur die woord, verseker. Maar die vrees van die Here maak seker ons kompas is gekalibreer. Dit maak seker ons kompas is reg ingestel. Dit maak seker ons beweeg in die regte rigting. Ons benader nou iewes skielik. Hierdie is ons kompas. As ons baie dink van God, dan gaan ons hom seker maak ons verstaan hom reg. Ons lees hom reg. Vrees van die Here kalibreer hierdie kompas. Dit help ons om te onderskei tussen dwaling. Wysheid help ons om die pad reg te verstaan. Die vrees van die Here gee ons wysheid en nou verstaan ons hoe om God se kennis toe te pas in ons gelowe, in die gelowiges se lewe. En ek dink hierdie ernstige waarskuwing vir kerke en vir predikers. Wanneer die vrees van die Here verdwyn, begin mense maklik namens God praat. Julle hoor dit seker al. Die Here het vir my gesê. Die Here sê vir my, ek moet vir jou sê. Die Here het vir my geopenbaar. Die Here sê, die Here sê, die Here sê. Dan sê ons so baie dit, so vinnig, ek hoor dit. Maar dan weet ons net nie of dit waar is of nie waar is nie. Ek sê, ek het vanoggend my vrou gebruik, sê weet dit, en as ek haar as 'n voorbeeld mag gebruik, jy weet, as ek na een van julle toe kom, en ek sê, weet jy, Louise het vir jou gesê, jy moet jou hare gaan bob sny. Weet jy, bob, dis mos 'n styl, dis nie die pilletjie wat die hond drink nie. Louise het sê, met jou hare bob sny. Regtig, het Louise gesê, ek moet my hare bob sny. Ek sê, ja, sy het gesê, ek seker sy het gesê, sy sê, dit gaan baie moeilik by jou. Okay, en jy sny jou hare af, wat al vir, ek weet nie, 25 jaar lank groei, en daar sny jy bob, en nou lyk dit nie mooi nie. Dan sê, maar, Louise het, jy het al gesê, Louise het gesê, sorry man, ek het gedink Louise sê dit. Jy weet, ek dink dit doen twee goed. Eerstens, dit gee jou 'n wanindruk van wie Louise is, en tweedens, ek sit woorde in Louise se mond, wat sy nooit geuiter het nie. Wat beteken, wat dink ek van Louise? Het ek respek vir Louise? As ons dit nie sou doen met 'n mens nie, hoekom doen ons dit met die Here? Die Here het vir my gesê, jy weet, oor 2 jaar van nou moet jy so en so en so en so en so en so en dit gaan gebeur. En dan gebeur dit nie. En dan dink daai persoon, eerstens, 'n wanindruk van God. God het vir my gejog, ek gaan nie meer kerk toe nie, of Christene. En tweedens, die Christen sit woorde in God se mond wat hy nooit geuiter het nie. As jy regtig, as die Christen regtig hoë gedagtes, groot gedagtes, heilige gedagtes, almagtige gedagtes van God dink, as hy God respekteer tot die uiterste toe,
As daar een wese is, wat die meeste respek in jou lewe verdien, wie sal dit wees? Net die Here. En as jy so baie van hom dink, hoe gou sal jy sê, die Here het gesê? En 'n prediker, hoe gou sal 'n prediker 'n kansel nader, as hy groot gedagtes dink van die Here? Mense stap in ek weet nie nou wat is hier so nie, man, Suid-Afrika is dit Komboeke, jy stap in Komboeke en daarna is rakke van die Here het vir haar gesê, die Here het vir my gesê, die Here het geopenbaar, Christelike boeke. En hulle sit woorde in God se mond wat hy net nooit geuiter het nie. En predikers vat daai boeke en hulle bring dit kansel toe en hulle preek daaroor sonder om eers te kyk. Jy sien, vrees van die Here sal jou waaksaam maak. Dit sal jou met versigtiging na God toe gaan. Want jy het respek vir die allerheiligste. Jy het nie respek vir the big guy in the sky nie. Nee. Vir die allerheiligste. Jy sien, ek glo dit is 'n patroon. Salomo skryf dit in Prediker, hy sê geskiedenis herhaal homself. Nee, daar's niks niets onder die son nie, niks. En dit was presies so met Israel. Dieselfde het gebeur met Israel. Daar was profete wat ingekom het, daai tydse predikers as jy sou wou, en hulle het gepraat namens die Here en gesê die Here het gesê, die Here het gesê, die Here het gesê, gee my klomp geld, gee my goed, daai goed, jy gaan dit. En hoor wat sê die Here vir hulle in Jeremia 23:21. Ek het nie die profete gestuur nie, maar hulle het gehardloop. Ek het nie met hulle gepraat nie, maar hulle het geprofeteer. As hulle in my vertroulike vergadering gestaan het, sou hulle my volk my woorde laat hoor en hulle laat omdraai het van hulle bose pad en van hulle bose dade. Ek wil nie vir jou huiswerk gee nie, maar dit sou goed wees as jy dalk die hele Jeremia 23 kan gaan lees. En dat op die einde van dit kom, die Here begin aan teen hulle en hy sê, wee hierdie mense, wat drome droom en sê, ek gee hulle daai drome, wat profesie uitspreek en sê, ek gee hulle daai profesie. Hy sê, as hulle net by my was, as hulle net uit my woord gepraat het, dan sou hulle in lyn gewees het. So ek glo, as al 'n gesonde vrees is van die Here, gaan dit ons wysheid gee oor hoe om met die Here se woord om te gaan. Dit gaan ons wysheid gee hoe om sy woord toe te pas. Wanneer ons God werklik vrees, dan dink ons nie, ons gaan ophou die Bybel gebruik om in te pas by ons idees en by ons geloofsoortuiging en by ons sosiale sienings, want dis maar eintlik wat gebeur. Dis eintlik wat gebeur. Ek dink 'n gebed wat 'n gelowige moet bid, is, Here, verander nie u woord om by my te pas nie, maar verander my, of verander my denke, sodat ek by u woord kan inpas. 1 Timoteus 6, 3-6, 1 Timoteus 6, vers 3-6, hy sê, wat groot wins is tevredenheid en Godvreesendheid. Dis wins. Dis wins. So die vrees van die Here gee jou wysheid, om God reg te verstaan, sy woord reg te nader, sy pad te stap, waarhede van God reg uit te lewe. Wysheid is die postuur van die hart. Dis wat dit is. Ek vrees die Here, ek weet wat hy sê, ek wil dit toepas en ek wil dit reg toepas. Nou begin my hart in 'n tipe van 'n postuur voor God kom. Ja, Here, is dit wat hy sê, Here? Is dit wat ek moet doen, Here? En is nie iets op die oordrom nie, hoor. Ek kan net gou vir jou sê, ek het nog nooit, dit kan wees, dit kan al gebeur het, maar ek het nog nooit die Here hoor praat op my oordrom nie. Nog nooit. Maar in sy woord spreek hy vir my duidelik. Duidelik. En wysheid sê, dit wat hy sê in sy woord, resoneer so in my hart, dat ek weet hoe om dit te begin toepas. Ek weet hoe om dit te gebruik in my lewenswandel. So dis die eerste een. Die tweede een, die vrees van die Here beskerm teen sonde en dryf ons tot heiligheid. Hierdie is dalk nie 'n lekker en 'n maklike ene om te hoor of om te praat nie, maar dit is 'n nodige een. Soos ek gesê, vrees van die Here gee vir ons wysheid. Dit is die begin van wysheid, die fondasie. Die tweede een, vrees van die Here beskerm ons teen sonde. Vrees van die Here beskerm ons teen sonde. Dit dryf ons tot heiligheid. Hoor wat sê Spreuke 16:6. Deur troue liefde en waarheid word sondeskuld bedek, en deur vrees vir die Here vermy 'n mens die kwaad. Dis vir my 'n mooi skrif. Want daar is so ietsie van die evangelie daar binne. Deur troue liefde en waarheid word sondeskuld bedek. Deur wie se troue liefde word jou sondeskuld bedek? Deur my troue liefde? Nee. Christus sinne, nee.
Christus is die waarheid, Christus is die weg, die waarheid in die lewe. So ons sien, so jou sondeskuld word bedek deur Christus. Maar dit stop nie daar nie. Hy sê, en deur vrees vir die Here, vir my mens die kwaad. Baie Christene dink, en ek dink dit is ook die probleem in die moderne kerk, is hulle sê vir hulle roep jou na vorentoe, die musiek speel, daar is bietjie emosionele manipulasie, jy kom na vorentoe, en hulle sê vir jou, sê net 'n gebedjie agter my aan. Wat moet ek sê? Ek sê net, jy aanvaar die Here Jesus as jou verlosser, amen. Great, dan aanvaar jy hom. Is dit? Ja, is dit. Is ek gered? Ja, jy is gered. Great, wat nou? Nee, gaan lewe jou lewe. Is dit? Gaan lewe my lewe? Ja, gaan lewe, gaan aan. Okay. Jy sien, die Christen, nêrens is daar 'n verandering of 'n vermyding van sonde of van die kwaad nie. Die Christen se motief is nie net bekering nie. Die doel van die Christen is nie net om tot Jesus te kom nie. Die doel van die Christen is 'n stap 2. Jy moet soos Jesus lyk ook. Jy kan nie net na Jesus toe kom en nie soos Jesus lyk nie. As jy dieselfde lyk 10 jaar terug, as jy nou vandag dieselfde lyk as wat jy 10 jaar terug gelyk het, voordat jy die Here geken het, dan sal ek vir jou sê, is daar nie regte bekering nie. Jy kan nie die Here Jesus, die Almagtige, die Heilige ontmoet, en daar is nie 'n transformasie in jou lewe nie. Binne die teologie praat ons van heiligmaking, die doktrine van heiligmaking. Jy word heilig gemaak soos die Here. Die Here ontmoet die gelowige, en dan verander hy sy begeertes. En dis wat hy sê, die Here Jesus het vir jou gesterf, deur troue liefde en waarheid word jou sondeskuld bedek. Maar as jy regtig respek het, as jy regtig die Here hoog ag, as daar 'n gesonde vrees is, dan wil jy die kwaad vermy. Ek dink daarvan in terme van 'n rolmodel. Dink gaan in terme van 'n rolmodel. Het jy al die Here gesien as jou rolmodel? Die Here Jesus? Ek bedoel, as ek julle sou vra, wie is jou rolmodel? Ek weet, my seentjies ons seker sê, een van die rugby spelers, jy weet. Daai ander man. En dan die ander een sou seker sê, een van die Springbokke, die ander sou seker sê, een van die Nieu-Zeelanders. Maar dan sou ek vir hom sê, hoekom? Sê, nee, hy is vinnig, hy is sterk, hy is groot. En dan sou ek vir hom sê, maar wat van ek wil nou nie die ou se naam noem, net dat ek julle pik op hom. Maar wat van iemand wat ook bietjie kleiner is, geen krag het nie, geen spoed het nie, iemand wat absoluut geen goeie rugby speler is nie. Sê nie, ek wil nie soos hom wees nie. Ek sê, hoekom nie? Sê, hy is nie vinnig nie, hy is sterk nie, hy het nie muscles nie, hy dra nie 'n Suid-Afrikaanse speedo nie. Nee, hy is nie 'n rolmodel wees oor dit nie, skus. Maar die konsep wat ek vir jou probeer sê is, jy wil soek 'n rolmodel van iemand van wie jy groot dink. Groot gedagtes, iemand met groot gedagtes sal natuurlik jou rolmodel wil wees. Iemand wat werklik besonders is in iets. Iemand wat of besonders is dalk in besigheid, of dalk in die leerstellings van die woord, of wat selfs goed is in een of ander skill, Formula 1 bestuurder, wat ook al dit mag wees. Omdat jy groot gedagtes oor daai persoon het, wil jy hê daai persoon moet jou rolmodel wees. As jy nie groot gedagtes oor God het nie, gaan God nooit vir jou rolmodel wees nie. Met ander woorde, as daar nie vrees vir die Here is nie, gaan God nie jou rolmodel wees nie. En as hy nie jou rolmodel is nie, gaan jy nie soos hom wil lyk nie. En as jy nie soos hom wil lyk nie, beteken dit jy gaan nie heilig wil wees nie. Want dis wie hy is. Hy het heiligheid aan hom. Wat beteken heiligheid? Dit beteken om anders te lyk as die wêreld. Om anders te lyk, om anders te wees. Jy sien, vrees vir die Here, sê ek dink so baie oor die Here. Ek dink so baie van hom. En ek wil lyk soos hom. Jy weet, baie mense wil nie oorspel pleeg nie, want hulle is bang, hulle huwelik word verbrokkel, of hulle is bang hulle vrou of hulle man vind uit. Baie ouens wil nie steel nie, want hulle is bang hulle beland in die tronk. Baie wil nie lieg nie, omdat hulle bang hulle word uitgevang. Maar is dit vrees vir die Here, of is dit vrees vir konsekwente? Jy het daaraan gedink? Vrees jy die konsekwente van sonde? Of vrees jy die Here en daarom wil jy nie sondig nie? Vrees jy die Here en daarom hou jy nie van sonde nie? Of vrees jy net dat mense sal uitvind van jou sonde? As jy net vrees dat mense sal uitvind, dat jy nie 'n werklike vrees vir die Here nie, want jy wil hê jy moet lyk soos die Here. En jy wil dink soos die Here. Jy wil wees soos die Here. Nie om te sê ek wil 'n God wees nie, maar hy is my met respek, nee.
maar hy is my rolmodel. Paulus skryf dit mooi, 2 Korintiërs 7:1, hy sê, laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Met ander woorde, laat ons binne verander word, omdat ons baie van hom dink. Laat ons binne verander word, omdat ons baie van hom dink. Iemand het eendag vir Martin Luther gevra. Martin Luther, die Duitse teoloog, wat deel was van die groot reformatie, hy het vir hom gevra, as jy die Christelike lewe moet beskryf, die essensie, die kern van die Christenlewe, hoe sal jy dit beskryf? Martin Luther antwoord in Latyns natuurlik, antwoord hy, coram Deo. Coram Deo. Hy sê, dit is die kern van die Christenlewe. En dit beteken letterlik, voor die aangesig van die Here. Hy sê, Martin Luther, wat is die kern van die Christenlewe? Hy sê, dit is om te lewe voor die aangesig van die Here. Met ander woorde, hoe jy by jou huis lewe, gaan jy by die kerk wees. Hoe jy by die kerk is, gaan jy by die huis wees. Hoe jy by die huis is, gaan jy by die werk wees. Hoe jy by die werk wees, gaan jy op die pad wees. Gaan jy by die winkel wees. Want jy lewe 'n lewe konstant voor die aangesig van God. Coram Deo. En ons moet besef, dat ons regtig lewe voor die Here. En dat hy nie afwesig is nie. Hy is daar, as jy by die werk is, hy is by jou huis, hy is daar 12 uur die aand, of 1 uur die oggend, hy is daar so as jy op jou foon is, hy is daar so as jy en jou vriendin bietjie gesels, hy is daar agter toe deure, hy is daar as jy besigheid doen, en ek dink die 2 reaksies, en ek dink dit is ook 'n goeie toets. As dit jou bang maak om te besef dat die Here daar is wanneer jy besigheid doen, of wanneer jy met 'n vriendin is, dan moet dit vir jou 'n waakteken wees dat jy dalk besig is met verkeerde goed. Maar as jy vrede kry en sê, dankie tog die Here is daar wanneer ek besigheid doen. Dankie tog die Here is daar met my vriendin. Dankie tog die Here is by die werk, 12 uur die aand, 1 uur die oggend. Ek dink is 'n goeie aanduiding. Spreuke 10:2 sê dit so mooi. Hy sê, die hart van 'n wyse is na regs, maar die hart van 'n dwaas is na links. Maar wysheid kom nie, tensy jy vrees van die Here het nie. Jy sê, om vrees van die Here te hê, sit jy op die regte pad. Omdat jy hoog dink van God, wil jy die regte goed doen. Ek wil ook net sê, nou gewoonlik, is gewoonlik waar jy mense kry wat sê, jong, jy's reg, ja, hoe ek by die huis moet wees, is hoe ek by die kerk moet wees. En dan wat hulle gewoonlik sê, dan beteken dit, daai slegte gedrag en maniere moet nou kerk toe kom. Dit is nie 'n kaartjie waar jy slegte gedrag moet kerk toe bring nie, asseblief, en ek sê dit nie om jou te ontstel nie. Nee, ek hoor ook hoe praat mense, ek dink binne die Suid-Afrikaners sê ons is so geskaap en so gelaat staan, nee, of so gelaat los, so geskaap en so gelaat. Dit is nie wat ek sê nie. Ek sê dat as jy 'n gesonde vrees van die Here het, as jy baie dink van God, as jy hom hoog ag en hom respekteer, dan wil jy soos hom wees. En omdat jy soos hom wil wees, beteken dit jy wil hê hy moet jou hart verander. Met ander woorde, jy is nie so geskaap en so gelaat staan nie. Moenie daai leuen glo nie. Jy weet, ek onthou julle 2 weke terug, toe sê ek, my seentjie vat my hand en hy sê vir my, papa, jy is my beste papa. Ek sê, wel, ek is jou enigste papa. Ja, jy is my enigste papa. Papa, ek wil net soos jy wees. En dis die konsep. Here, ek wil net soos u wees. Nee, ja, Here, ek dien nie, maar ek is geskaap en gelaat staan. Ek is tevrede met my sonde en gelukkig met my onreinheid. Nee, ek wil net soos ons liefste Vader wees. Ek sê nie, ek kry dit altyd reg nie. Maar daar is 'n begeerte wat inkom. Die oomblik wanneer ons tot bekering kom, dan kom daar 'n begeerte in my hart en dit draai my hart. En dit wend hom tot die allerheiligste toe en sê, Here, ek is in die woord. En ek wil dit so toepas in my hart. Here, ek wil myself nie meer besig hou met die goed van die wêreld nie. Hoe sê Filippense 2:12 dit? Hy sê dit mooi. Werk julle eie heil of heiligheid uit met vrees en bewing. Werk julle eie heiligheid uit met vrees en bewing. Hy sê nie jy moet jou eie redding uitwerk nie.
Hy sê God het klaar jou redding vir jou gemaak. Hy het klaar jou redding vir jou gegee. Dis reeds daar. Jy moet dit net gaan uitleef. Gaan lewe in die oorwinning, sê die skrif. Gaan lewe die redding. Gaan lewe Christus uit. Maar hoe gaan jy hom uitleef as jy nie 'n gesonde vrees of hoë gedagtes van hom het nie? As jy nie dink God is heeltyd by my nie. Hierdie vrees en bewing waarvan Paulus praat is 'n houding van iemand wat so bewus is van God se heiligheid dat hy nie met sonde wil speel nie. Hy wil nie. John Owen, 'n teoloog, hy het dit goed gesê. Hy klink soos 'n Amerikaanse rapper as hy dit sê. Hy sê, be killing sin or sin will be killing you. Hy sê dit, ek het dit vir julle daar sê. Hy sê, maak die sonde dood of die sonde gaan jou doodmaak. Jy weet, ek sing dit soos in terme van 'n berg wat jy klim. Verbeel jou, jy is besig met 'n berg. En dis 'n paadjie. Dis nie 'n rotsklimmer nie. Dis die berge wat ons klim. Voetpaadjie. En soos jy die berg opgaan, is daar hierdie handreëling. Health and safety. Eerstens om jou te help, natuurlik teen die miltsteek, en tweedens laat jy ook nie daar afval nie. Die handreëling beskerm jou. Wat 'n bergklimmer? Gaan na daai handreëling en daar deurklim en sê, kyk liefie, nee, kyk hoe naby ek aan die afgrond kan kom, kyk liefie, kyk. En dan sien jy daar soos 'n kilometer se val. Ek is ook bietjie ver, 500 meter. Ons sal nie. Ons geen bergklimmer, die bergklimmer sal sê, joh, ek hou die hand van so, ek weet hy is hier vir veiligheid, ek weet, hy hou my, hy lei my, maar hy keer my ook om daar af te val. As ons dit nie sal doen met 'n berg nie, hoe sal ons dit doen met sonde? En dis wat gelowiges doen, hulle wil kyk hoe naby hulle aan sonde kan kom voor hulle eintlik sondig. Kyk, hier is die dominee, kyk dominee, oh chips, hier is die dominee. Nee, kyk hoe naby ek aan sonde kan kom. Die vrees vir die Here is daai reëling. Hy sê, maar omdat ek so baie dink van die Here, dan vat ek hierdie reëling en ek sê, ek vermy die afgrond, ek vermy sonde. Nie dat ek dit altyd reg kry nie, maar ek streef daarna, om werklik elke tree nader na die bergpiek as jy wil, of na die heiligheid van die Here te beweeg. En hierdie reëling beskerm my. Waar die vrees van die Here woon, verloor sonde sy glans. Heiligheid word nie meer 'n las nie, dit word 'n vrede, 'n vreugde, omdat ons God regtig lief het. Derde een, my laaste een. Die vrees van die Here beskerm ons teen sonde, is nommer 2 het ons gesê, en ons het ook gesê, die vrees van die Here is die fondasie van wysheid. Vrees van die Here gee ons wysheid, hoe om uit te leef. Die vrees van die Here beskerm ons teen sonde. Die derde een, die vrees van die Here is 'n teenmiddel vir angs en vrees. Angs en vrees. Ek wou met hom eindig, en nie met die sonde ene nie. Maar moenie die sonde een vergeet nie. Ek glo hier sal jy baie vryheid in, vir julle vanaand. Vir my het dit verseker. As jy gesonde vrees het vir die Here, dan oorskadu dit aardse vrese, en selfs vrese teenoor mense. Dit is soos 'n eklips. Dit beweeg tussen jou en dit in. 'n Gesonde vrees. Ons almal lewe met 'n vorm van vrees. Almal. Of angs as jy wil. Jy is angstig, ons is angstig dat ons gaan oud word. Party mense is bang om oud te word, party mense is bang om te sterf, party mense is bang om siek te word. Seker is bang vir finansiële druk. Baie is bang vir die verkiesing, nou wat voor lê, of die nuwe politieke party. Ons is bang vir die toekoms. Ons het hierdie vrese wat so in ons begin werk, en hoe meer ons fokus op hierdie vrese, hoe groter raak dit. En dan doen ons presies dit, ons veg, vlug of vries. Ons veg, vlug of vries. Ons dink aan môre se finansiële kommernis, môre se vergadering, of die moeilike posisie by die werk. En hoe meer jy daaroor dink, hoe hyperventileer jy, dat jy tog net 'n papiersak wil gryp en hom in en uit wil asem, dat jy net bietjie CO2 kan inkry, want jy hyperventileer nou. Want ons is so gefokus op die angs, op die vrees, en dan raak dit oorweldigend. En dan wat doen ons? Ons gaan dadelik met 'n vyandigheid in die vergadering in. Ons gaan dadelik met 'n vyandigheid by die werk in. Of ons vries baie keer, ons raak so oorweldig dat ons kan net nie meer beweeg nie, ons kan nie meer opstaan nie. En dan baie keer wat ons doen is ons onderdruk dit. Ons bære dit ver weg in die diepste kamer van ons hart. En dan een of ander tyd, dan kom dit weer uit. 'n Gesonde vrees van die Here sal help om hierdie goeters te kan hanteer. Wanneer iemand hierdie
hierdie vrese het. En dit klink nou kerklik om dit net sommer so maklik te sê, maar ek wil vir julle sê, hierdie vrese vir die wêreld raak groot, omdat God in ons gedagtes klein raak. As God klein raak hier, dan raak die vrees in ons hart groter. Wanneer iemand hierdie vreesvolle, bewonderende, groot, almagtige, soewereine siening oor God het, hoe dink jy sal dit vergelyk met jou daaglikse vrese? Dink gou daaraan. As jy dink God is regtig soewerein, soewerein beteken hy is in beheer, né? As jy dink regtig God is almagtig, dit beteken hy het al die krag. Hy kan doen net wat hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil. As jy dink regtig God het elke ster presies geplaas en in werking gespreek, en net die groot, almagtige, soewereine God kyk af en hy kyk neer op jou probleem. En hy sê, "Ai my kind, weet jy, ek het al die moeite gedoen. Ek het my seun kruis toe gestuur. Ek is so almagtig, ek is so soewerein. Ons het nou gelees met ons fotum. Ek hou die berge in die palm van my hand en die see in die ander ene. Dis hoe groot ek is. Maar my kind, weet jy jou probleem? Ek kan dit nie hanteer nie. Dis te groot vir my." As jy regtig groot dink van God, dan raak die probleem kleiner. Hy gaan nie weg nie. Ek gaan hom nie sugarcoat nie. Hy gaan nie weg nie, maar ek gaan vir jou verduidelik hoe dit werk. Die sielkunde help ons hierso. Die sielkunde sê dat dit is bitter moeilik vir 'n mens om twee groot vrese gelyktydig te vrees. Dis moeilik. Verbeel jouself, jy is besig met 'n moeilike kliënt by die werk. As jy met kliënte werk. En hierdie jou is moeilik. En, hoe meer jy om dink, hoe meer angstig raak jy praat met jou man of jy praat met jou vrou en jy raak angstig, jy raak opgewek, nee. En nou iewes skielik gebeur daar iets met jou, jy het 'n nabye doodservaring. Jy is in die hospitaal. Is daai vrees en angs nog vir die kliënt daar? Is weg. Wat se vrees konfronteer jy nou? Ek kon gesterf het, ek was amper dood. Dis moeilik, die sielkunde sê dis moeilik om twee vrese gelyk te vrees. Nie onmoontlik nie, maar dis moeilik. Hulle gebruik inteendeel 'n goeie voorbeeld van 'n voeltjie wat vlieg. 'n Voeltjie wat in 'n boom sit en jy sal byvoorbeeld na die voeltjie toe loop en soos jy nader kom aan die voeltjie, vlieg die voeltjie weg. En net soos die voeltjie wegvlieg, kom die groot arend. En die arend kom en hy wil so afduik op die voeltjie. En daai voeltjie kom vinnig en hy vlieg so in jou boesem in. Die voeltjie sal die groter vrees vermy vir beskerming en hy sal na hierdie kleiner vrees toe gaan. Dis die konsep wat ons probeer deurkry met die vrees van die Here. As die vrees van die Here so groot is, so oorweldigend is, sal die vrese op aarde minder word. Dit sal minder steel. As ons groot gedagtes dink oor God, dan sal die gedagtes van ons aardse probleme kleiner word. Die ene hoe dit beskryf, ek is 'n voorbeeld wat ek wil deel. Verbeel jou, jy stap in 'n kamer, in 'n 4x4 kamer, en daar is 100 kersse wat brand. En jy het nog gesien, 'n kers gooi mos 'n skaduwee, nee, hy gooi so lelike swart skaduwee so teen die muur. Nou sit daar 100 kersse, nou is al die lelike skaduwee so teen die muur. Nou, dit is nou baie romanties, want dit is nou kersse, maar verbeel net gou vir 'n oomblik, hier is die lelike skaduwees. Daai skaduwee is die angs, die vrees is die kers, die bedreiging is die kers. Nou stap jy in en jy sien, kyk al die, en jy raak angstig, want jy sien al die groot skaduwees. En soos jy so angstig raak, want jy is ingestel teenoor al die probleme wat voor jou staan, kom iemand en hulle sit die lig aan, en daar gaan iewes skielik die groot industriële spotlight, gaan net aan in die kamer. Wat gebeur met die skaduwees van die kersse? Verdwyn. Verdwyn die kersse? Nee. As die vrees van die Here groot of aangesit word, of ontwaak in die gelowige se lewe, of konstant beoefen word, soos die skrif sê, dan raak jy nie ingestel teenoor die angs van die probleem nie. Ja, die kers is daar, die probleme is daar, maar jy het die kapasiteit en die vermoë om in die midde van dit te kan hanteer, want jy weet wie is groter as dit. Jy vlug na die boesem van die een wat groot is. Jesaja 8, die profete praat daarvan, Jesaja 8, totdat sê Jesaja 8 vers 12 tot 13. Hy sê vir Israel, moenie bang wees waarvoor die volk bang is nie. Moenie vir enigiets of iemand bang wees nie, behalwe vir die Here, die Almagtige. Hy alleen is die Heilige Een. As julle hom vrees, hoef julle vir niemand anders bang te wees nie. Niemand anders nie. Jy hoef net die Here te vrees. Jesus sê dieselfde in Matteus 10.
Onthou julle Matteus 10, toe sê Jesus, moenie die een vrees wat die liggaam kan leed aan doen nie, maar vrees die een wat die liggaam en die siel in Gehenna kan werp. Gehenna is die hel. Vrees die Here, vrees hom. Dit is die beginsel. Die vrees van die Here verwyder nie die uitdagings nie, maar dit versterk jou in die midde van dit. My gunsteling teoloog Martin Lloyd-Jones, hoor hoe mooi skryf hy dit. Hy sê die man wat God vrees, vrees niks anders nie. Die man wat God nie vrees nie, vrees alles anders. Alles. En daarom sê ek baie keer as ek myself bevind, ek preek vir myself hoor, baie keer as ek myself bevind in 'n angstige situasie, en ek klaar in die veg of vlug. Immigrasie dink ek is ook een van hulle. Baie keer as ek myself in 'n posisie soos dit vind, dan moet ek myself vra, wat glo ek nou op die oomblik van God in hierdie situasie? Want ek glo dis 'n geloofsprobleem. Dis nie net 'n gedragsprobleem nie. Dis 'n oortuiging. Wat glo ek van God? En ek glo dis hoekom dit belangrik is om by God uit te kom, om in sy woord te delf, sodat sy gedagtes, soos Romeine 12 sê, sodat sy woord jou gedagtes kan begin vernuwe. Wanneer ons besef hoe groot God is en wat sy mag hy het en hoe in beheer hy is, besef ons dat aardse goed tydelik is, lyding tydelik is. Jy wil nie meer op 100 ander klein goed fokus nie. Die disippels, en ek gaan klaarmaak met 2 disippels verhale en 1 verhaal van die kerkgeskiedenis. Die disippels wys dit vir ons. Onthou julle daai keer toe die disippels op die boot was, en toe steek daar 'n groot storm op, en toe lê Jesus daar so in slaap, onder in die boot, en die disippels raak bang, en hulle gaan toe en hulle maak toe vir Jesus wakker, en sê, Here, gee nie om dat ons vergaan nie, en Jesus staan op en hy spreek die storm aan, en dit raak rustig. Wat sê hy vir sy disippels? Kleingelowiges. Kleingelowiges. En toe sê die skrif, toe raak die disippels bang. Hoekom het die disippels bang geraak na die storm? Hulle het besef wat se almag is in die boot by hulle. Hulle het perspektief gekry oor Christus in hulle midde. Ek bedoel, as dit 'n vrees was wat jou bedreig het, sou hulle natuurlik gesê het, elke man vir homself, spring oor boord, nee, vrou en kinders laaste, nee. Hulle het nie die filiale vrees, hulle het die vrees gehad om te sê, dis regtig die allerheiligste wat hier sit. En daar was nog die disippels het 'n ding as hulle op die see is met storms, regtig. Daar was nog 'n insident in Matteus 14. Hulle was op die see en die keer was Jesus nie daar nie. Jesus het gebid en toe steek daar 'n storm op en die disippels is op die boot. En toe kom Jesus aangeloop op die see en hulle dink toe, dis 'n spook. En toe sê Jesus vir hulle, hou moed, dit is ek. Moenie langer bang wees nie. Petrus antwoord hom toe en sê, Here, as dit U is, beveel my om na U toe te kom op die water. Onthou julle, toe roep Jesus vir Petrus om te loop na hom toe. En Jesus sê toe, kom. Petrus het toe van die boot af geklim. Hy het op die water geloop en hoor wat sê vers 30, net in die volgende skyfie. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skree hy, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek en hy sê vir hom, kleingelowige, waarom het jy begin twyfel? En toe hulle in die boot klim, het die wind gaan lê, die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, U is die Seun van God. Nou ek weet dit is 'n baie oulike preekie wat baie ouens gebruik en sê, fokus op Jesus en moenie fokus op die storm nie, maar ek dink dit is vals. Want ek dink, jy kan nie net die probleem ignoreer nie. Wat jy moet doen, is jy moet in perspektief sit. Jy moet besef wie is op die water en besef dat die wie op die water is groter as die ene van die storm. Bring dit in perspektief. As ons realisties is, gaan ons nie ons probleme ignoreer nie, maar as ons besef wie is saam met ons in die probleme, dan gaan dit ons gemoedsrus gee. Dink groter van God. Dink van God as die allerheiligste. Dink die God van die heelal is verseker by jou. Hy's nie jou speelmaatjie nie. Ja, hy spreek sterre in werking. Ja, hy's 'n verterende vuur, maar tog hierdie grootte God reik uit in sy diepste genade en hy sê vir jou in Psalms, ek ontferm myself oor die wie gebroken van hart is. Met ander woorde, ek sien jou raak. Ek sien jou in die midde van jou krisis. En dit gee my gemoedsrus. En dit is my so interessant,
toe Jesus op die bootjie klim. Want baie mense sê, ja, Petrus het die guts gehad om uit te klim, maar die ander 11 het in die bootjie gebly. Ja, verseker. Maar kyk wat doen die ander 11. Hulle het voor hom neergeval en gesê, wat het hulle gesê? Oh, hier is die groot een. Hier is ons rolmodel. Hierso is die seun van God. En die vrees van die storm is by hulle denke uit. Jy sien, gesonde vrees, hoë gedagtes van God, gee jou gemoed rus in die midde van jou krisis. Dit is so, man. Baie keer bevind ons onsself in 'n situasie en ons is so geangstig, so angstig. En dan gaan jy in jou binnekamer in, of jy lees Bybel, of jy praat met iemand en hy preek net die woord vir jou. Wat gebeur met jou? 'n vrede kom oor jou wat alle verstand te bowe gaan. Hoekom? Want jy het perspektief gekry oor wie God is en wie jou probleem is. So die vrees van die Here maak jou vry van angs. Sit dit in perspektief. Maar die vrees van die Here help jou ook om nie mense te vrees nie. Dis die derde punt, 3A of 3B as jy sou wou. Want ek dink so baie van ons vrees wat mense sê. Ons vrees mense se opinies, veral by die werk. Ons vrees mense by die werk. Ek kan nie met hulle praat nie, ek kan nie die Here verkondig nie. Ek wil julle net herinner dat as jy 'n vrees vir die Here het, gaan jy nie ingestel wees teenoor die opinies en melding van mense nie. So baie van ons is so gefokus op wat mense te sê het, eerder as wat God te sê het. Ek verloor ook daai perspektief. As jy werklik ingestel is teenoor God, hoe sal jou preke lyk? Hoe sal jou gesprekke lyk? In spite van die mens wat so voor jou sit. Hier is my verhaal en dan is ek klaar. Om nie mens te vrees nie. Nie mens te vrees nie. Spreuke 29:25. Hy sê, die vrees vir 'n mens word 'n valstrik, maar wie op die Here vertrou, word beskerm. Hugh Latimer was 'n Engelse hervormer, teoloog. En hy het in die tyd gelewe van koning Henry die 8ste. Nou as jy enigstens iets weet van koning Henry die 8ste, dan sal jy seker weet hy was 'n wrede man. Hy was werklik wreed. Hy was kwaai en hy was wreed en hy het nie nonsens gevat nie. Nie van sy vrou nie, of sy vrouens nie, en nie van niemand nie. As sy vrou vir hom nie reg iets gedoen het nie, dood. As die vrou vir hom 'n bietjie lip gegee het, dood. As sy amptenaar vir hom iets gesê het, dood. Dit was koning Henry die 8ste. Jy speel nie rond met koning Henry nie. Anders is dit dood. En hier kom Hugh Latimer en die koning sê te vir hom, hy was te geroep dat hy vir die koning moes preek. Hy moes vir die koning preek, 'n preek voorberei. Nou Hugh Latimer het verskillende vrouens gehad, hy was losbandig, hy was wreed, hy het lewe geneem, hy was 'n sondige ou. Wat dink jy? As jy regtig nie omgee oor wat mense sê nie, wat sal jy gaan preek vir koning Henry die 8ste? Wat sal jy vir hom gaan preek het, as jy weet hy volhard in sonde? Wat sou jy vir hom gepreek het as jy regtig omgegee het oor wat hy aan jou gaan doen? Ek weet waaroor sou ek gepreek het as ek besorgd was oor wat Henry die 8ste aan my gedoen het. Ek sou net gepraat het oor God se liefde. Jou, koning Henry, moenie bekeer nie. Jy is okay, meneer. Liefde, 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 genade, genade, genade. Maar nie Hugh Latimer nie. Hugh Latimer gaan toe en hy preek toe. Hy preek vir die koning en hy sê hom soos dit is. Hy preek vir hom en hy spreek sy sonde aan. Hy sê vir hom wat die woord sê en wat die Here sê. En koning Henry het dit nie goed gevat nie. En hy sê vir Hugh Latimer, volgende week Sondag moet jy terugkom. En jy moet dit jou woorde kom regmaak. Jy moet jou preek verander, sê hy. En ek kan dink Hugh Latimer het 'n moeilike week gehad. En die Sondag kom hy toe terug en hy staan agter die kansel met koning Henry die 8ste wat voor hom sit. En hulle sê hy het hardop gesê, Latimer, Latimer, onthou, die koning, dis nou koning Henry. Koning Henry is hierso. En hy bly so oomblik stil. En hy sê toe die volgende. Hy sê, Latimer, Latimer. Onthou, die koning van die konings is ook hierso. Sy ingesteldheid teenoor God was groter as wat dit was teenoor Henry die 8ste. En hy het hom weer aangespreek.
Koning Henry was toe natuurlik nie beïndruk nie, maar hy was baie verbaas oor Hugh Latimer se dapperheid, dat hy hom nie doodgemaak het nie. Hy het hom nie doodgemaak nie. Maar toe kom Henry se opvolger, was 'n vrou en toe brand sy vir Hugh Latimer oor sy prediking. Is dit 'n gelukkige einde? Verseker. Verseker. Wat 'n wonderlike manier om te sê, tot die dood toe vrees ek my Here, en ek het geen vrees vir mens nie. Selfs al neem dit my lewe. En laat ek ons net van herinner, as dit nie vir die dood was, vir die apostels nie. Dit is hoe die evangelie voortgedra was, op die bloed van die apostels. Dit is hoe die kerk voortgedra word. Dit is hoe die kerk aanhou bestaan, is deur mense wat bly staan vir die waarheid, want hulle het 'n vrees vir die Here. Hulle gaan nie 'n kompromie aan nie. 'n Gesonde vrees vir die Here sal jou hou by die waarheid en jou vrees ontneem van mens. So miskien dink jy, my laaste sinne, miskien dink jy, ek het nie hierdie vrees vir God nie. Ek moet harder probeer. Dit is nie die oplossing nie. Moenie harder probeer om 'n vrees te kweek nie, want jy gaan dit nie uit jouself uitkry nie. Hoe raak jy net bang? Hoe wek jy net onsag? Hier is die antwoord. Wil jy gesonde vrees hê? Dink meer van Christus. Besoek meer Christus. Mediteer en bad meer in Christus se woord. Preek hierdie woord vir jou, dag in en dag uit. Ontdek wie Christus is, want as jy Christus sien, sê hy, jy sien die Vader. En hoe meer jy die Vader sien, hoe meer sal jy sien hoe groot hy is. Dit is die God wat die see oopgekloof het vir die Israeliete. Dit is dieselfde God wat daar was in die skepping, dieselfde God wat die 10 plaae gestuur het. Dit is dieselfde God, die groote, die almagtige, die heilige, en dis hierdie God wat ons kan leer ken. En hoe meer jy hom ontdek, hoe meer jy hom sien, hoe groter word hy vir jou. En hoe groter hy vir jou word, hoe meer gaan jy van hom dink. En dan begin jy 'n gesonde vrees kweek vir die Here. En dit spoel oor. Kom ons bid. Hemelse Here, Vader, dankie vir die woord. Mag ons 'n gesonde vrees kweek in ons, om meer te dink van U. Mag hy die woord so penetreer in ons harte in. En mag die wysheid, U woord se wysheid, so in ons insink. En mag hy die woorde val op vrugbare grond. En laat die wie ore het luister. In Jesus naam. Amen. Vriende, mag die vrees van die Here jou hart penetreer. Mag jy resoneer, mag die boodskap resoneer in jou. En mag daar 'n onsag in jou ontwaak. Mag jy groot gedagtes dink van ons God. En mag dit jou dryf. Gaan in die liefde van die Vader. En die genade van ons Here Jesus. En die magtige, kragtige werk van sy Gees. Amen. Vrede vir julle.